verskyn u lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien u is die lig. Mag u lig hier deur ons skyn. Geliefdes, ek groet u in die wonderbare naam van ons Here Jesus Christus. Ek dink so aan daardie lied, 'n wonderbaar heiland is Jesus my Heer, 'n wonderbaar heiland is hy. By hom skuil my siel in die skeur van die rots, wat staan in 'n verdorstig land. En dit is presies hoe ons hierdie jaar 2025 die Here ervaar het. Dit was nie vir ons 'n maklike jaar nie, daar was baie uitdagings, veral die wintersiekte wat vir my en Marina getref het met felheid. Ons was vir omtrent 3 maande, was ons buite aksie gewees met griep en ons vermoed eintlik dat ons weer COVID gehad het. En weet jy, wat vir my baie hartseer was, is na die herstel uit die wintersiekte, het my stem 'n knou gekry, soveel so dat ek teen September maand nog nie herstel het nie. My stem was baie krakerig en het baie vinnig hees geword wanneer ek bedien. En dit het toe nou meegebring dat ons maar alle bediening gestaak het, waar ek my stem moet gebruik. Ek was op antibiotika, kortison, dit het nie gehelp nie. Ek moes die kamera gaan sluk het, en sodat hulle kyk of daar poliepe op my stembande is. En ek moet miskien net dit vir u sê, ek het toe die afspraak gekanseleer om die kamera te sluk, en mag gehoop die stem sal nou maar by herstel. En ek dank die Here, as ek vandag met u praat, kan u hoor, my stem is reg, en ek is die Here dankbaar. Ek was baie benoud geweest. By hom skuil my siel in die skeur van die rots wat staan in 'n verdorstig land. Die beproewings op tydelike gebied en materiële gebied was ook daar gewees. Wat die bediening aan betref, het ons drukker opgepak, die moes ons vervang, ons luidspreker, wat ons by die tehuis en op die openligdienste gebruik, die moes ons vervang. Die rekenaar het die Gees gegee, die moes ons laat regmaak, en dan die bakkie se battery het ook opgepak wat ons moes vervang. Dit was uitgawes waarvoor ons nie begroot het nie. Maar weet u geliefdes, die Here is getrou en hy het vir ons voorsien. Op elke gebied het hy vir ons voorsien, waarvoor ons die Here dankbaar is. Maar die Here voorsien deur mense, en ek wil vir u baie dankie sê vir u ondersteuning, finansiëel en ook wat gebed aanbetref in hierdie jaar. Dit het vir ons gedra en dit het vir ons gehelp om te doen wat ons moes doen. Nou geliefdes, ek wil graag net 'n getuienis met u deel. So 2 weke gelede het ek die wonderlike voorreg gehad, en ek bedoel die wonderlike voorreg om saam met 'n siel te bid wat met trane en berou in sy hart na die Here toe gekom het. Sy naam is Johannes Pedro. So 18 jaar gelede het ek die eerste keer met Johannes gepraat, en het ek in daardie tyd 'n pad met hom gestap, nadat hy uit die gevangenis uitgekom het. Hy was maar 'n rowwe kaland gewees. Hier kan jy sien, op sy keel is daar getatoeëer 28, en dit is bendes. Jy kry die 27's en die 28's in die gevangenis. En hulle praat van hierdie ouens as, is jy 'n nommer? Nou Johannes was 'n nommer gewees. Hy was in die bende van die 28's, wat die tronke regeer. En so 2 weke gelede toe staan ons in die dorp, en Johannes kom by die bakkie verbygestap, en hy sê vir Marina, ek was in die OK gewees, hy sê vir Marina, dat sy vir my asseblief moet sê, hy wil sy saak met die Here regmaak.
toe ek terugkom in die bakkie en Marina vertel dit, het ek gejuig. En met die wat Marina besig was om my te vertel, toe is Johannes ook sommer daarby. En Johannes praat met my en ek kon sien, hierdie man is regtig soekend. En so het ek hom toe nou by die huis gaan haal, en ek is uit na die dorp se dam toe, waar ek weer die evangelie baie duidelik vir Johannes kon verduidelik het, en daarna het Johannes vir my gesê, Nico, ek wil nie een tree verder gee nie, ek wil nou my saak met die Here regmaak. Johannes het bely, en hy het in gebed, het hy 'n oorgawe aan die Here gemaak. Die trane het geloop, en wat 'n wonderlike, geliefdes, weet u, dit is, ek beskryf dit altyd as heilige oomblikke. 'n Tyd wat God vanuit die hemel neerdaal, en daardie hartsbesnydenis in 'n siel doen, wat sy hele lewe onherroepelik verander. Wat 'n goddelike voorreg om saam met Johannes te kon bid. O, ek sou wat wou gee om elke dag so saam met 'n siel te kon bid. Maar nou ja. Nou geliefdes, vanmiddag gaan ek weer vir Johannes sien, dan begin ons disippelskap. Dan begin die lang pad om hierdie babietjie in Christus op te lei, sodat hy kan groot word, en dat hy 'n bruikbare instrument in die hand van die Here sal word. Dink net as Johannes, met hierdie klomp tatoeëermerke, sy lyf lyk soos 'n prentjieboek, maar as hy voor mense kan staan en getuig van die verlossingsdade van die Here. Ek wil tog maar vir u vra dat u vir my sal bid, dat die Here vir my groot wysheid sal gee, en ook vir Johannes sal bid, vir die pad wat ons nou gaan saamstap. Ek is so opgewonde. Nou geliefdes, in hierdie tyd wat ek nou nie eintlik kon gaan bedien vanweë my stem wat nie wou saamwerk nie, het ek 'n paar projekte aangepak wat my baie besig gehou het in die ateljee. Ek het onder andere boodskappe van Dominee Frikkie Snyman gevat, en het ek digitale merke gemaak voor elke boodskap. En dit het ek gedoen vir die mense wat nie kan lees en skryf nie. Ek gaan nou vir u verduidelik wat bedoel ek by die digitale merke wat ek gemaak het. U sien, wanneer ons boodskappe op 'n stokkie sit vir mense, kom ons sê daar's 20 boodskappe. Wanneer die mense hulle digitale speler aansit, dan moet hulle self kan navigeer na die volgende boodskap in die reeks waarna hulle luister. En dit help nie om vir die mense te sê, dit is die eerste, die tweede en die derde boodskap, want hulle weet nie dat 2 op 1 volg en 9 op 8 volg. Hulle weet ook nie hoe lyk 'n 8 of 'n 9. Kan nie glo dat 'n mens nog sulke ongeletterde mense kry, maar dit is wel so. En vir daardie rede het ek besluit om digitale merke, prentjiemerke, voor elke boodskap op te neem. Ek sal byvoorbeeld die boodskap vat, en dan sal ek net 'n kort so ietsie sê voor die boodskap. Byvoorbeeld blou motor, groen boom. Nou ja, geliefdes, so help hierdie prentjies vir die persoon, die ongeletterde persoon, om te navigeer tot by sy volgende boodskap. Jy sien, nadat hy sy boodskap geluister het, dan trek hy 'n kruisie by die boodskap wat hy sopas geluister het. Kom ek verduidelik vir u deur hierdie voorbeeld wat ek nou gemaak het. Blou motor. Ons liep. Groen boom. Klein katjie. Mooi hond. 2 boot op die water. Ons motorfiets. Stroper. Trekker. Kruiwa. Psalm 61, ons lees blomme. Ons skriflesing Psalm 69 en ons lees vanaf die eerste vers. Kom ons let baie. Nou ja, geliefdes, soos ek gesê het, as hy klaar die boodskap geluister het, dan trek hy sy kruisie, wat dan beteken, as hy die digitale speler volgende keer aansit, dan navigeer hy deur al die prentjies tot waar daar 'n prentjie is wat nie 'n kruisie op het nie, en dan weet hy, dit is die volgende boodskap waarna ek moet luister. Nou geliefdes, ek het toe nou vir Lissie en Lani
wat ongeletterd is, het ek toe nou 'n speler gekoop en ons het die boodskappe opgelaai en ek wens jy kan die vreugde en die blydskap op hulle gesigte gesien het, om te dink dat hulle nou weer na boodskappe kan luister. Nou geliefdes, die ander projek is gebore uit 'n foto wat ek gesien het van die span in KwaZulu-Natal. Dit is nou MET se span, die organisasie waar ek voorheen betrokke was, en mag die Here vir hulle ryklik seën, was wonderlike jare gewees, maar nietemin ek het daardie 'n foto gesien waar die evangeliste met 'n hartkaart wat A1 grootte is, waar hulle die hartkaart voor in die tent gebruik. Die hartkaart is natuurlik 'n uitbeelding van die mens se hart, maar nou moet jy weet, daar sit tussen 400 en 600 mense binne in die tent. En hoe sien mense, soveel mense, veral wat so ver agter in die tent is, hoe sien hulle die uitbeeldings op die hartkaart? Juist omdat dit so klein is, en ek het toe gegaan en ek het vir hulle die hartkaart op transparant laat sit, en ons het dit vir hulle gestuur. En nou kan hulle die transparante op die oorhoofse projektor gebruik, en dit opblaas soos wat ons sê, sodat selfs die mense heel agter in die tent die uitbeeldings kan sien. Die mense is baie, baie dankbaar, en ek is die Here baie dankbaar dat ek dit dan ook vir hulle kon doen. Maar nietemin, geliefdes, dit het toe nou meegebring dat ek teruggedink het aan die boekie wat hulle ook gebruik, die Babonisisi. Nou hier is die boekie, die Babonisisi. Nou Babonisisi beteken show them well. En hierdie boekie het die lig gesien met die doel om juis deur middel van illustrasies die evangelie mooi uit te beeld vir mense. Nou in hierdie boekie is daar 'n klomp lyntekeninge, soos wat jy nou hier kan sien. En dit is hierdie lyntekeninge wat hulle dan nou gebruik om die geestelike begrippe vir die mense te verduidelik. Maar weet jy, ek het so daaraan gedink dat in die tyd toe hierdie boekie die lig gesien het, en hierdie illustrasies gedoen is, was daar nie so iets, eintlik amper soos 'n rekenaar wat 'n mens self die goed kon skep nie. Meeste van hierdie tekeninge is maar met die hand geteken. En toe dink ek maar, weet jy, dit is, ek wil nou nie sê oudmodies nie, maar ek dink 'n mens kan beter doen. Ek wil vir jy sê, die Here het hierdie illustrasies, hierdie ou eenvoudige lyntekeninge, het die Here al die jare in MET gebruik op 'n ongelooflike manier, en selfs 'n groot oesangommas het daardeur ingekom. Maar nietemin, ek het toe nou gevoel, ek gaan hierdie hele boekie vat, en dan gaan ek die ekwivalent van elke prent, van elke lyntekening, gaan ek dan probeer in volkleur saamstel. Nou geliefdes, dit was harde werk, maar die boekie is klaar. Ons kan die Here nie genoeg dank. Hy het vir ons groot wysheid gegee. Weet jy, ek is maar dom wanneer dit kom by die tegnologie, maar jy kan hier die voorbeelde sien van die verbetering op die lyntekeninge. En kom ons bid dat die Here dit sal gebruik. Ons weet, dit gaan nie oor ons metodes nie, dit gaan oor die evangelie. Maar ons moet ook maar die evangelie op 'n duidelike manier oordra aan die mense. En ek dink ek dink hierdie prente lyk vir my eintlik sommer tonne beter. Nou geliefdes, ek wil vir julle vertel van die openlike diens wat ek gehou het hier in die dorp. Jy kan nie sien. Ek het vir my 'n doodskus gemaak. Ek hier staan ek, soos wat jy kan sien, met die doodskus op my sleepwa. En ek wil sê, hierdie doodskus werk beter as wat ek gedink het hy gaan werk, want hy trek aandag. Ja, ek lag maar daaroor, maar ek wil vir sê, weet jy waaroor lag ek? Ek het jare terug, Leonard, wat was sy naam? Lennard, hy het in Pensum Potjies gespeel saam met El Debo. Hy het ons later jare tot bekering gekom, en ek wil vir sê, hy was, kyk, daai man het 'n ywer gehad, baie keer onwys,
Maar ek het eintlik die idee van hom afgekry. Dit is 30 jaar gelede. Toe sien ek hom daar met sy ou Peugeot stasie waar op die M2 ry in Johannesburg met 'n doodskus bo op die op die dak van die stasie waar vasgemaak, en dan het Lennard het hy so in die spitsverkeer gery wanneer die ouens so bumper teen bumper, soos die Engelsman sê, ry, en hulle kruip, dan het hy sy venster oopgedraai, en hy het vir die mense gepreek daar uit sy venster uit, en dan sê hy vir, op sy Peugeot het daar gestaan, draai of braai. Dus kom ek nou maar so lekker lag. Hy was 'n kosbare siel gewees met 'n geweldige ywer, baie vir die Here gedoen. Ongelooflik dat die Here daai rowwe man gered het. Maar in elk geval, ek het my doodskus gemaak, en ek gebruik hom by die openligdienste. Ek het ook vir my nuwe groot borde gemaak. Geliefdes, ja, terwyl ek die dag so openlig gehou het, toe kom daar 2 dames, die een afsonderlik van die ander, en vra vir my, ek moet hulle asseblief kom besoek, want hulle wil hulle saak met die Here regmaak. Ek kon ongelukkig nie baie openlig gehou het nie, vanweë my stem, maar nietemin, die Here is goed. Wat ek ook gedoen het, is ek het boodskappe hier in die ateljee opgeneem, kort 10 minute boodskap, sover as wat my stem dit nou toelaat, en dan het ek my megafoon op die bakkie se dak vasgemaak, en het ek so hierdie boodskappe gespeel, terwyl ek so deur die woonbuurt gery het, en dit het ook nogal goed gewerk. Ja, dit was vir my baie moeilik, geliefdes, dat my stem vir 'n paar maande, letterlik 3 maande, kon ek omtrent niks gedoen het nie. Maar die Here is goed, my stem is terug, en ek is die Here so dankbaar. Wat lê vir ons voor? Geliefdes, die hele Desember gaan ek die wonderlike voorreg hê om die gemeente van Malmesbury, die EG Kerk daar te gaan bedien. En dan het daar ook vir my ander bedieningsgeleentheid opgeduik by 'n vakansieoord net buite Piketberg, waar ek die 28ste gaan bedien. Intussendeur, geliefdes, gaan ek openligdienste hou. Jy moet weet, Porterville is die deurgangsroete, boonbehalwe die N7 na Suidwes-Afrika toe, en die Noord-Kaap, die beweeg baie verkeer deur Porterville in die vakansietyd, en is dit vir my 'n geleentheid om my borde op te sit, en ook openligdienste hou. Ons dorpie is baie bedrywig hier oor die vakansietyd. So geliefdes, ja, dit is omtrent wat ek te sê het, en ek wil vir baie dankie sê. Nogmaals dankie vir hierdie jaar 2025, waar u vir ons, of dit nou deur gebed of finansiëel ondersteun het. Ons dank die Here vir hierdie vennootskap tussen u en ons, en dat ons saam ons kan beywer vir die uitbreiding van God se koninkryk, en ek kan nie wag vir volgende jaar om weg te spring, weer met die Evangelie Expo. En ja, ek wil vir u nogmaals baie dankie sê. Ek speel nou uit weer eens met hierdie lied wat so kosbaar is, geliefdes. Luister na hierdie kosbare woorde van hierdie lied, wat ons oproep om hierdie evangelie uit te dra aan 'n verlore gaande wêreld, 'n wêreld wat Christus so nodig het. Mag die Here vir u ryklik seën in hierdie feestyd, en mag u op 'n besondere wyse net sy heerlikheid ervaar, en opnuut weer in bewondering staan vir die Seun van God, wat homself gegee het, wat gelyk geword het aan die mens, en dit geen roof geag het om aan God gelyk te wees, maar dat hy gekom het, die gestalte van 'n diensknegt aangeneem het, en dit sodat hy aan 'n kruis gaan sterf met u en my sonde, sodat ons met God versoen kan word. Mag u in hierdie feestyd so bewus wees van daardie wonderdade van God.